sluit ons oë. Here Jesus, U is die rykdom wat U gegee het, wat die Vader ons gegee het. Jesus Christus, die grootste skat, die grootste rykdom wat 'n mens in hierdie lewe kan vind. En ons sal wees soos wat U woord sê, Here, werk dit in ons dat ons al sal verkoop om ons, om meer en meer van Jesus Christus te ken, te verstaan, te ervaar, te beleef, te omhels. Here Jesus, dat ons die waarde wat U is, wie U is, maak ons oë oop, dat ons sal sien, soos nog nooit tevore nie. Here, U het in ons lewens ingekom, en 'n ontsettende verskil gemaak. Ons onthou, Here, toe die duisternis ons oorval het en ingesluk het, en hoe U met U lig gekom het, en ons daaruit geroep het, en ons verlos het, en ons 'n nuwe kleed aangetrek het, en hoe U ons roep na die Vader se huis toe. Ons sê vir U vanmôre dankie. Ons bid, Here, dat ons vanmôre U stem sal hoor, en die nood in U stem sal hoor, en sal agslaan op U stem, in Jesus se naam. Amen. Nou, ons het gesê, ons gaan 'n studie doen, en begin doen oor Kolossense. En ek wil 'n klomp inligting gee oor Kolossense. Daar's baie meer wat ons kan gee. Ek wil net vir julle sê dat as ons die studie oor Filippense op 'n Dinsdag doen en Kolossense nou begin doen, dan gaan ek nie vir julle 'n omvangryke een en 'n omvattende een gee nie. Met ander woorde, daar sal weer 'n tyd wees wat ons kan teruggaan en ander beginsels daaruit haal. So ons gaan, hierdie keer gaan ons deur die verse gaan, en ek gaan vir u sekere dinge uitlig wat ons voel van toepassing is in die tyd wat ons nou is. Die skrywer van die boek van Kolossense is Paulus. En Kolossense is geskrywe in die jare 60 na Christus. Met ander woorde, so min of meer 27 jaar na die opstanding. Paulus het die boek van Kolossense geskryf vir die Christene in ek weet nie hoe sê mens in Afrikaans nie, die Christene in Kolosse, nee, Kolosse is in Afrikaans, en die mense in Kolosse, terwyl hy onder huisarrest was in Rome. Nou ons weet, Paulus was gevange geneem, verskeie kere, maar hy was onder andere op hierdie stadium onder gevangenskap van die Romeinse Ryk. Hy was Rome toe geneem, hy was onder huisarrest geplaas, dit was sy vonnis, sy tydelike vonnis gewees, vir 2 jaar. Hy was, hulle sê, waarskynlik aan 'n Romeinse soldaat vasgeketting gewees, tydens sy huisarrest, en die huis was goed bewaak gewees. Maar hy het sekere voordele gehad. Hy kon besoekers ontvang het, en hy kon skryf wat hy wou. Hy kon enige besoeker ontvang het. En so is 'n paar van sy briewe geskrywe. Onder andere die brief aan die Kolossense. Nou die rede hoekom Paulus verskeie van die briewe geskrywe het in die Nuwe Testament, is baie interessant. Elke brief is met 'n spesifieke doel en 'n hooftema geskrywe. Die brief aan die Christene in Kolosse was hoofsaaklik geskryf, ek het dit in Engels hier gesê, to combat errors in the church. Daar was sekere dwaalleringe, kettery, valsleringe, wat in die kerk ingekom het. As ons sê die kerk
het die kerk, die Christenkerk, daai tyd bestaan uit klein huisgemeentes, soos hierdie een, en soos die een op 'n Dinsdag. En interessant, as mens gaan lees oor die vervolgde kerk, is dit die profeseë wat al vir geruime tyd onder die Christene is, en dit is, die tyd van die nominale kerk is verby, en dat die Here sy kinders roep om in klein huisgemeentes, hulle sê al voor te berei vir die tydperk wat voorlê. Dis baie profeties en baie korrek. Nou Paulus het hier die brief van die Kolosse geskryf, van die Christene in Kolosse, om sekere dwaalleringe aan te spreek. Die kommentare praat from the Colossian heresy. Daar was 'n sekere, ek gaan dit in Engels skryf, Colossian heresy. Die Colossian heresy het Paulus aangespreek deur hierdie brief wat hy geskryf het. Nou wat baie interessant is die manier hoe Paulus die hele probleem van dwaallering aanspreek. En dis eintlik baie eenvoudig. Dis baie eenvoudig om u en my dwaalleringe en dwaalleringe wat in die kerke rondwarrel, hoe om dit hok te slaan. As ons kyk die metode wat Paulus gebruik. Wat baie belangrik is, dat Paulus deurentyd doen, en in die boek van Kolosse baie duidelik gedoen, wat hy gedoen het, hy het Christus verhoog. Hy het Christus, hy wys vir die mense, en hy praat, en hy onderrig die mense, en wie is Jesus Christus? En dit is die doktrine. Dis waaroor dit gaan. Ons sien byvoorbeeld, as jy sou wou neerskrywe, kan ek vir dit net gee. Kom ons gaan na Kolossense toe. Ek lees die ou King James Bybel uit. Ek gaan vir u 7 punte noem, vir 'n begin, van hoe Paulus, as ons na 'n breër raamwerk kyk, hoe hy dwaallering aanspreek en hokslaan. Maar onthou nou, die Christene van daai tyd het nie die Nuwe Testament gehad nie, né? Hulle daar briewe van Paulus tussen die gemeentes getrek, wat hulle dan gelees het. Eerstens sien ons dat hy praat van dat Christus, as hy Christus verhoog, sê hy eerstens, he talks about the very image of God. Hy sê Christ is the very image of God. Christus is die beeld van God. Ons sien dit in eerste hoofstuk 15. Ok, ons gaan nie vandag noodwendig na die skrifte kyk en ontleed nie, ek gaan vir u 'n breë oorsig probeer gee. So, eerstens, hoe slaan Paulus dwaallering hok? Hy sê, onthou, Christus is wat sê mens vir split image? Hy is die duidelike beeld van God. 1 vers 15 sê van Christus, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Ok. So dit is wie Jesus was, the very image of God. Die tweede ding is, wie was Christus verder? The Creator. 1 vers 16. Jy gaan later sien, hy sê die spesifieke goed, want hy spreek spesifieke dwaalleringe wat rondgewarrel het. 1 vers 16 sê, hy was die skepper. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. So, na daai vers, moet daar geen twyfel toegelaat word en geen doktrine insluip wat die skepping op 'n ander manier probeer beskryf nie. So hy is tweedens die skepper. Die derde ding wil ek eers in Engels vir julle lees. He is the pre-existent sustainer of all things. So,
Hy het voor alle dinge, dis die derde punt. Christus het voor alle dinge bestaan. En verder is hy die onderhouer van alles. 1 vers 17 spreek dit aan. And he is before all things, and by him all things consist. Jy sal sien, hy praat in hierdie klompie verse, verskriklik baie van all things, alle dinge, alle omstandighede. Alle dinge, ons praat nie net van die verlede nie, ons praat van nou, van die teenswoordige. He is before all things. Hy is eerste in alle dinge. En alle dinge, met ander woorde, jou omstandighede, word deur hom onderhou, anders sal dit net verval. Dis sy krag wat dit onderhou. Okay? And by him all things consist. Okay? So hy is the pre-existent sustainer. Die vierde punt is, hy is die hoof van die kerk. En as ons praat van die kerk, praat ons nie van 'n kerknaam nie, ons praat van die kerk soos wat die woord daarvan praat. Soos ons veronderstel is om te praat of te verwys as ons na die kerk verwys. Soos Paulus praat van die kerk, praat hy nie van die kerk van Paulus nie. Dit praat van die kerk, Jesus Christus. Okay, die kerk van Jesus Christus, waarvan hy die hoof is. 1 vers 18 spreek dit duidelik aan. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. So verder, hy is die hoof van die kerk. Paulus wurm homself nêrens in 'n posisie, wanneer dit sê nie. Paulus is nie die hoof van die kerk nie, hy sê dit baie duidelik vir die mense. Hy sê, tussen my en julle en God, is Christus die hoof. En jy kan vir jouself sien hoe dwaalleringe inkom, wanneer 'n persoon verhoog word as die hoof. Die volgende punt is die 5de punt, as ek reg getel het. He is the first to be resurrected. 1 vers 18, hy is die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. 1 vers 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Die 6de punt. He is the fullness of deity in bodily form. So hy is die volheid van die Godheid. Jesus Christus is die volheid van die Godheid. 1 vers 19 spreek dit aan. Hy sê, for it pleased the Father that in him should all fullness dwell. All fullness dwells in him. En dan 2 vers 9 sê dit duidelik weerslag, want dit was 'n groot probleem. As jy luister na die tipe dwaalleringe wat daar was, sê hy in 2 vers 9, sê dit weer, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So die volheid van die Godheid is in Christus. En dan die 7de en die laaste punt wat ek nou maar hier het, die 7de punt, wat hy doen in sy aanmoediging en aanspreek van dwaalleringe in Kolossense. Die 7de punt is, he is the reconciler. Hy is die versoener. Hy bring versoening, of dit in 'n huwelik is, of in 'n huis is, of in 'n familie is, of in 'n volk is, of in 'n nasie is, of in die wêreld is, of in 'n kerk is, hy is die versoener. Geen ander triks nie. En dit spreek hy aan deur 1 vers 20 tot 22 sê hy daar duidelik, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whatever they be, things in earth or things in heaven, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. En wat interessant is, ek het Dinsdag vir die mense gesê, en dit is wat
die Christen geloof onweerspreekbaar maak. Daar was drie Christen credo's, of die drie Christen belydenis skrifte, wat bestaan het, nog voordat een streepie getrek was in oor enige boek van die Nuwe Testament. Drie Christen belydenis skrifte. En ek wil u aanmoedig, dat u daardie belydenis skrifte memoriseer, want het spreek spesifieke aspekte aan van wie Christus is, wie Jesus is. En dit is ons, my en Gisela se belydenis skrif. Jy wil weet wat glo ons? Dis wat ons glo. Presies wat die eerste Christene geglo het. Het jy geweet, hulle het dit gememoriseer vir mekaar gesê, voordat daar een boek in die Nuwe Testament geskrywe was. Hulle sê hulle was nie ouer, daai credo's het binne 3 of 4 jaar na Jesus se kruisiging, het daai credo's bestaan en was dit in gebruik tussen die Christene. Want onthou die Christene van daai tyd was ongeletterd, meeste van hulle. Hulle het nie boeke gehad nie, maar hulle kon goed memoriseer. En laat ek vir u sê, daardie credo sal u kry in Kolossense 1 vers 15 tot 20. Sien nie, dis daai verse wat ons nou hanteer het. Sien hoe kragtig is daai credo? So in die credo het die eerste Christene klaar daai ding vasgevat van wie is Christus? Wie is Jesus? So dit is in Kolossense 1 vers 15 tot 20. Paulus het dit hier net ingewerk in sy brief in. Dis nie wat ek sê nie. Dis wat kundiges sê. Uit hierdie vers 15 tot vers 20 het Paulus gevat wat hy gekry het onder die Christene en dit ingewerk in sy brief. En dan sal u die volgende credo kry in Filippense 2 vers 6 tot 11. Dis die volgende credo. Dis wat Christene onder mekaar, aan mekaar bely het, van wat hulle glo. U sal weer sien daar, van wie Christus is. En dan die derde belydenisskrif wat bestaan het, verbaal bestaan het onder die Christene, net so, en dit is 1 Korintiërs 15, vers 3 tot 7. Daar sê Paulus te duidelik, hy sê, wat ek vir julle nou gaan vertel, is wat ek onder julle gekry het, wat al lank al bestaan. U kan dit gaan kyk, 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 7. As u daardie 3 pare credo's, geloofsbelydenisse, memoriseer, het u 'n magdom van inligting, gekompakteer in 'n paar verse, wat u sal rig in alle opsigte. Nou goed, so ons sien dat hierdie credo het Paulus hier ingewerk en ingeskryf. So om enige dwaallering, hoe sê mens? Hok te slaan, dankie. Om enige dwaallering hok te slaan, sien ons 'n patroon hier in Paulus se skrywe, dat hy sê dat Christus is completely adequate. Christus is alles wat jy nodig het. Jy het nie ander goed nodig, ander goedjies wat jy moet doen, ander goed wat jy moet bysit, ander goed wat jy moet wegvat nie. Want jy sal sien, selfs net in Pretoria, van hoeveel dinge sê Christene moet jy bydoen, buig wat Christus gedoen het. En jy self, ek self, skryf baie keer ons eie geloofsbelydenisse, en ons sit 'n paar goed by. So, om dwaallering hok te slaan, moet u mooi verstaan, en ek mooi verstaan hoe Paulus dit hier aanspreek. Hy sê, Christus is totaal en al voldoende vir u redding. Al wat u nodig het, en dit is wat hy duidelik aanhaal, al wat u nodig het, is 'n verhouding, 'n lewende verhouding met hom. En verder is daar geen ander prerequisite nie. Daar's geen ander voorwaarde nie.
Dit gaan oor 'n verhouding wat u moet hê, 'n lewende verhouding met Jesus Christus, en dat hy voldoende is. Want jy weet, Christene bring ander goed by. Dan dink hulle, ag, ek lees nou nie woord en bid soos ek moet nie, maar ek doen daarom hierdie paar goed. Ek doen daarom hierdie goedjies. So, jy is self besig met 'n dwaallering as jy dit sê. Ek doen daarom dit, ek doen daarom nie dit soos daai nie. Ek bring daarom hierdie goedjies by. Daai goedjies gaan jou niks help nie. Dit gaan oor jou verhouding met Christus. Hy is voldoende. Nou wat is die setting, die raamwerk? Ekskuus, ek het hier vir myself 'n nota tussenin gemaak. Ek wil dit net vir julle, ek het hier geskryf, ek moet dit lees. OK. Paul never binds the evil forces that tries to infiltrate and overcome the church. Paul just straightens out their doctrine. Hoor jy wat ek sê? Nêrens in die boek van Kolossense is Paulus besig met 'n geweldige oorlogvoering waar hy magte en owerhede bind en alles doen nie. Hy spreek en hy sien die probleem lê by die doktrine. En is meeste van die tyd die geval met ons Christene vandag. Ons wil gou hier bind en daar losmaak en daar laat gaan en hier vat en daar nie vat nie en allerlei triks doen. En gee die bose magte die voordeel en die erkenning in plaas om te sê, weet jy, my doktrine is sif. Christus is die antwoord. My verhouding met hom is die antwoord. As ek daarop fokus, dan is hierdie ander goed op hulle plek. En ek dink dis baie belangrik vir ons om te onthou. Wat interessant is, Paulus het nooit die kerk in Kolosse besoek nie. Hy was nooit fisies daar nie. Die stigter van die gemeente, die huisgemeente in Kolosse is Epaphras. Epaphras spel jy E-P-A-P-H-R-A-S. Epaphras. As jy hom Afrikaans spel, sit jy seker maar net 'n F in plaas van 'n P-A. Epaphras. E-P-A-P-H-R-A-S. Epaphras. Epaphras was 'n disipel van Paulus. Epaphras het tot bekering gekom in Efese, toe Paulus het vir 3 jaar in Efese bedien, die woord bedien. En toe onder sy bediening daar, het Epaphras tot bekering gekom. Maar Epaphras was 'n inwoner van Kolosse. En hy het toe teruggegaan Kolosse toe, en daar die evangelie begin deel, en toe het 'n huisgemeente begin ontstaan. So dit was 'n baie jong kerk. En toe sluip hierdie dwaalleringe in, binne in hierdie kerkie in Kolosse. Toe het Epaphras vir Paulus by sy huis in Rome gaan besoek, waar hy onder huisarrest is, en met hom die saak bespreek. En hom vertel wat se dwaalleringe kruip in, saam met die Christene, in die kerk in. En daarom skryf Paulus toe hierdie brief. Want jy sien, vals leringe infiltreer voortdurend en gedurig deur die kerk. Die kerk was toe maar 30 jaar oud, as jy kan praat van die kerk. Was toe maar 30 jaar oud, en derentyd het daar heeltyd dinge geïnfiltreer, en ek kan vir julle sê, presies met ons is dieselfde geval, vandag. As jy en ek nie mooi weet, wat jy glo, en wie Christus is nie, kom daar gedurig deur, dwaalleringe wat inkruip, soos wat die tyd aangaan. Nou, ek gaan vir u 'n paar van die dwaalleringe neerskrywe. Wat was hierdie dwaalleringe, hierdie valse leringe, wat ons gekry het? Eerstens,
Syncretisme. Ek gaan dit in Engels vir u skryf. Syncretism. Syncretisme. Ek gaan dit nou vir u beskryf wat dit is. Syncretisme het in die kerk ingekom. Tweedens, sekere filosofieë, ek gaan maar Engels en Afrikaans verskillend skryf hierso. Sekere filosofieë, wat glo jy? Nee, ek glo dit, nee, ek dink dit, nee, ons glo dit, wat glo julle? Nee, ons glo so. Dis die kerk. Paganism, heidendom, ek gaan nie skryf paganism. Natuurlik, die heidendom kruip saam met elkeen wat gered word, kruip in die kerk in. As dit nie hok geslaan word met suiwer doktrine nie, dan word dit deel van die doktrine in die mond van die gelowiges. Dit hoef nie noodwendig op skrif wees nie, maar onder die gelowiges is daar heidense gebruike, heidense denke, wat Paulus dan aangespreek het hier in die boek van Kolossense. Die vierde punt, en dit is agnotisme. Sê weer? Die vlei help my die hele tyd reg as ek daaroor praat, want ek sê dit elke keer verkeerd. Agnosticisme. Agnosticus. Ons gaan nou kyk wat dit is. Die volgende punt wat hy aanspreek is valse leraars binne die kerk. Leraars binne die kerk. Teachers binne die kerk wat valse lering vir die mense leer. O ja. Dankie. Hy sê is ja. Gnostisme. Alright, false teachers, so ek gaan net hier skryf false teachers. Wat interessant is, wat ek verkies sê, is Paulus noem 'n false teacher wanneer sy doktrine vals is. Ons sien dit oor, ons sê, ag wat, daai is bietjie krom en skeef, maar hierdie is beter. Paulus sê, dis 'n false teacher. As die een doktrine wat ek kan sien vals is, weet ek nie van die ander nie. Ok, false teachers. Dan die 6ste punt hierso, wat hy aanspreek in die boek van Kolossense, is, ek het dit, miskien het ek het klaar genoem, secular philosophy. Sekulêre filosofie, maak nie saak, dis dieselfde. Wat is synkretisme? Synkretisme, dis reg, synkretisme. Dis wanneer 'n kombinasie, hier kom ons nou in, wat ons nou van praat, né? 'n kombinasie van idees uit die Oosterse godsdienst uitvaat, en bysit, iets bietjie uit die heidendom uitvaat, iets bietjie uit filosofie uitvat, iets bietjie uit sielkunde uitvat, jy voeg dit saam, en dis die doktrine in die kerk, dis wat die mense glo. Niemand sê, kom ons haal iets uit die heidendom uit, kom ons haal iets daar uit, niemand sê dit nie, maar dit kom in. Daai denkwyse kom in. So, synkretisme is die kombinasie van 'n konglomerasie van klomp dinge wat uit verskillende oorde uitkom, wat dan op die ou ende doktrine word in die mond van die Christene in die kerk. Dit word nie noodwendig op skrif gestel, ons glo hierdie ding uit die heidendom uit nie. Dit word nie so gedoen nie. Dit word baie subtiel ingebring en dit vorm doktrine in die mond van die mense. En verder, synkretisme praat van godsdienstige relativisme. Daar's verskriklik baie daarvan vandag. Godsdienstige relativisme, wat is dit? Ag jong, ja, jy moet nou nie so presies wees oor die waarheid nie.
Julle is te erg op die waarheid. Moenie so fokus op die waarheid nie. Daai is ook daarom nou nie so erg nie. En hierdie is daarom bietjie aanvaarbaar en so aan. Dit is relatief, met ander woorde, daar's nie 'n spesifieke standaard nie. Die standaard is Christus. Dis wat ek vir julle sê, dis wat Paulus die hele tyd gedoen het. Hy het die standaard opgelig en gesê Christus is voldoende. Moenie ander goed bybring nie. Alraai, die heidendom kan ons almal baie oor sê. Baie oor sê. Die heidendom kruip in en filosofie kruip in op allerlei maniere. Ek weet, daar is byvoorbeeld sielkundiges wat leraars is binne die gemeentes en wat dan sielkundige begrippe en wat is nou die woord? Begrippe oordra en dit verchristelik. Maar is eintlik filosofies en eintlik sielkundig en dit kom eintlik uit die heidendom uit. Maar dit word verchristelik. Daarom het ek verskeie kere in die klas opgestaan. As Dawie van die kerkie was, kom hy vir my staan. Hy was saam met die klas. Dan het ek opgestaan en het ek gesê, dit wat jy nou sê, is nie, soos wat julle sê, Christen onderrig nie. Julle nou sê, kom uit die heidendom uit. Dan het ek gesê, dit kom daar en daar uit. Dan was die klas teen mekaar, dan na alles, dan vra die dosent, as jy, gaan jy opskop? Sê ek, nee, ek gaan nie opskop nie, ek sê net, moenie dit Christendom noem nie. Daai kom nie van die Christendom af nie, dit is nie Bybels nie. Dis al wat ek wil sê. OK. Kenners sê dat die sleutelverse in Kolossense is Kolossense 2 vers 9 en 10. Is die sleutelverse. En wat sê dit? Kolossense 2 vers 9 sê, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. En vers 10 sê, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power. Ye are complete in him. U sal sien, Paulus spreek nooit klere aan nie, hy spreek nooit hare aan nie, hy spreek nooit sekere gewoontes aan wat ons moet volg om compleet te word nie. Hy sê, jou en my completeness lê in Christus. Nêrens by jou nie, dit lê in Christus. Dit klink nou dalk snaaks, maar u wat weet waarvan ek praat, hoor wat ek sê. So, he presents Christ as absolutely supreme and sovereign. Jy moet bietjie daai woord soewerein gebruik. Gebruik daai woord in die daaglikse wandel. Wanneer jy binne sekere omstandighede kom, gebruik die woord soewerein. Sê in jou hart en in die kop, weet jy wat? Dit is die situasie, maar Jesus Christus is soewerein. Dan sal jy sien hoe dit u vrymaak. Want die magte en die owerhede wat u en my net bietjie van die pad afhaal, jy weet, die ongelukkigste mens is iemand, 'n Christen wat net van die waarheid af is. Want hy weet iets is nie lekker ergens nie en hy's kwaad vir almal om hom en alles en die wêreld en die wêreldse bestuurders om hom en alles. Maar as hy in sy hart sê, Christus is soewerein, dan los dit 'n klomp dinge, verdwyn dit in sy hart. So eerstens, he is sovereign. Tweedens, he is soul sufficient. U het nie ander goed nodig wat u moet doen nie. He is soul sufficient. Paulus het met mense gewerk en hy skryf vir mense verskillende agtergronde, verskillende soorte klere drag, verskillende soorte hare dos, verskillende soorte style van modes, allerhande verskillende goed.
Hy het nie vir hulle geskryf, julle onthou nou die ou Joodse manier van aantrek, dis waar julle moet uitkom, onder andere nie. Glad nie. Daar's die boek, lees homself. So that is the way to refute any heretic doctrine or statement, is that he is sovereign and that he is soul sufficient. Hoor u? That's the way to refute any heretic doctrine. En ek kan dink aan 'n klomp in die charismatiese beweging, 'n klomp in die Pinksterbeweging, 'n klomp in die beweging waar ons was, en 'n klomp waarmee ek heeldag stoei, dat dit nie deel word van 'n mens nie. Waardeur daai twee verskriklike belangrike standpunte wat in hoofstuk 2 vers 9 en 10 gesit word. So die Colossian heresy. Het ek heresy reg gespel? Nee, daai moet 'n E wees, nee. The Colossian heresy, as ek dit op 'n ander manier vir u kan opsom, is dit. It was a mixture, né? Syncretisme. It was a mixture of extreme Judaism and an early stage of Gnosticism. Nou wat is, ek sal dit nou vir u sê, wat is agnostikus? Dit kom van die woord, net gou kyk hierso, Gnosis, nee, die Griekse woord gnosis, wat beteken spesiale kennis. Hulle het gesê, jy kan uit guns by God wen, as jy spesiale kennis het. Jy kan net gered word, as jy sekere kennis het, en voortdurend nuwe van daai sekere kennis kry. Die fokus was op kennis, op inligting, wat net aan sekere mense beskore was. Agnostisisme het nog nie regtig as 'n rigting posgevat nie, maar hulle sê die eerste kenmerke van eerste sukkel met daai woord. Agnostisisme, die begin van daardie rigting het begin deurslaan in die gemeente van Kolossense. Eindelik eers 'n eeu later het dit bekend begin staan as 'n denkwyse. Meeste teoloë van vandag is eintlik agnostikuste. Baie val onder dit. Dieselfde ding. Dink jy dieselfde ding, mens moet dit in 'n woordboek kyk. Waar is Kolosse, die dorp Kolosse? Dit is in Asië. So 'n paar honderd kilometer van Efesiërs af. Dit is op die Lysus rivier. Ek weet nie hoe spel mens dit in Afrikaans nie, maar in Engels spel jy dit Lysus. Lysus rivier. Was die dorpie Kolosse gevestig. Dis in Turkye. En dit was op die groot roete tussen die ooste en die weste, die handelsroete. Dit was 'n baie florerende roete gewees op 200 of 300 jaar voor dit. Besigheid het bietjie afgeneem in daardie dorp Kolosse in verhouding tot die antieke tyd voor, die tyd voor dit. Op hierdie stadium toe Paulus vir Kolosse die Christen in Kolosse skrywe, het besigheid begin afneem. Dit was eintlik 'n tweedehandse handelsstad, handelsdorp, nie stad nie, handelsdorp. Die dorpe baie naby aan hom, as jy op die kaart so kyk, is dit dorpe baie naby mekaar, is Laodicea
en Hierapolis. Hierapolis is H-I-E-R-A-P-O-L-I-S, Hierapolis. Dit was die buurdorpe, Laodicea en Hierapolis. Ek het vir julle gesê, die stigter was Epaphras, en wat hierdie dorp 'n probleem gemaak het, Kolosse, was dit was 'n kruispad, of noem dit 'n kruispad, omdat hy 'n handelsdorp was dit 'n kruispad waar daar geweldig baie idees en godsdienste gefokus was in die dorp. So die mense se koppe, die Christene se koppe was met baie tipes doktrines, filosofieë, denkwyses, opinies, idees gevul. Daar was 'n groot populasie Jode. En die manier hoe die Jode daar gekom het is 200 jaar voor Christus het Antiochus die 3de en die 4de die Jode in Jerusalem erg vervolg, tot baie Jode gevlug na Kolosse toe. En hulle daar 'n sterk gemeenskap gevorm in die tyd wat Paulus nou soontoe skrywe. So u het nie, ek sê dit baie keer vir u het nie spesiale kennis nodig om gered te wees en gered te bly nie. Wat u nodig het is Christus en 'n verhouding met hom. En weet, hy is alles voldoende. Hy is die versoener, die skepper, soos ons reeds vir u gesê het. Daar is die agnostikuste het baie ander dinge ingebring in die Christenkerk in. En Paulus, ons sal dit, as ons die studie doen, sal ons daarby uitkom waarskynlik. Paulus wys duidelik uit dat die 3 belangrike terme of fokuspunte in die Christendom is geloof, hoop, liefde. Dit moet die effek wees van die doktrine. Geloof, hoop en liefde. Hoor jy niks anders nie. Geloof, hoop en liefde. So dit is nie wat u weet nie. Nie dat u weet dat Alef die middelpunt is en so kan ons aangaan en al die letters van die alfabet vat en baie inligting vat en baie Joodse beginsels inbring en terme inbring nie. Dis nie wat u weet nie. Maar wie u ken. Ken u vir Jesus Christus binne die situasie waar u nou is, binne die worsteling wat u het met u vlees en met ander mense se vlees en met omstandighede en met die wêreld. Die wêreldsheid om u. Dit is hoe agnostisme beveg word. So ek het vir u so 'n vinniger rit probeer gee deur 'n algemene stellings te maak. Ek wil verder vir u die groot prentjie net verder inkleer sodat u 'n goeie groot prentjie het van die brief van Kolosse, aan die Kolosse. Ek weet nie hoe moet ek maak, wat ek het net so oorskryf nie, ek dink nie so nie. Kom ons kyk eerstens, nou gaan ons dit wat ons hier gesê het, net probeer verfyn, want dis wat Paulus gedoen het. Hy het nie hierdie woorde sal jy nie daar vind, sommige nie sal miskien vind oor filosofie, en heidendom sal jy iets kry, en jy sal sien, hy praat van false teachers, maar jy sal nie kry dat hy het so spesifiek noem nie. Die eerste ding wat ons kry in, eerste punt wat ons kry onder die Colossian heresy, ons bespreek nou die
dwaallering wat Paulus aanspreek. Die eerste ding was dat daar 'n gees ingekom het van die gees is goed, maar the spirit is good but matter is evil. The spirit is good and matter is evil. Met ander woorde, jy kan baie geestelik wees. Kan baie geestelik wees. Nee, dit kry mens baie onder, verskoon my, maar onder die Christen vrouens in die Christen kerk. Hulle is baie geestelik. Baie geesteliker as hulle mans. Maar as jy mooi gaan kyk na die geestelikheid, dan syfer dit nie deur in hulle dag tot dag program, en hulle dag tot dag werk, en hulle verhouding met hulle man, en met hulle kinders, en hulle houding teenoor die lewe nie. So dit is geestelik, maar dit is nie, hoe sal my sê, dit is nie, dit reflekteer nie in die alledaagse uit nie. En dit kry mens baie in 'n byeenkoms soos hierdie, dat ons Bybelstudie doen, die Gees in die teenwoordigheid van die Here ervaar, en dan van hier af weggaan, dan is dit eintlik twee totaal verskillende wêrelde waarin jy dan beweeg. Hier was jy en ek geestelik, baie geestelik, en hier in die kar en by die huis sal jy nooit dink dat hierdie persoon so geestelik is nie, in aanhalingstekens. Dit was gepropageer en dit het ingekom, daai ding. Sy's daarom geestelik, maar jy wil nie in daai huis wees nie. Nee, daai beginsel van the spirit is good, wat ek al self hier gehoor het, die gees van die Here is, the spirit is good, but the word or teaching kills. Daai ding van, dit is verwyder van mekaar. Kry die gees en die uitvoering van dit, daar's net nie 'n koneksie nie. Ek het op 'n stadium vir 'n kerkleier gesê, in Amerika, jy weet, om bal te skop met jou kind, kan net so geestelik wees, as om Bybelstudie te doen. En daarmee sê ek nie, jy moet die Bybelstudie doen nie. Ek sê daarmee, om bal te skop, is nie noodwendig nie 'n geestelike aksie nie. Want as jy bal skop, en jy doen dit, onder die gees van die Here, en jy kommunikeer met jou kind, en jy speel met jou kind, en jou kind kan daarmee identifiseer met jou, en net om met jou identifiseer, as jy sit in Bybel lees, dan was dit 'n geestelike aksie. Want baie keer word die onderskeid gemaak, jy's geestelik as jy gaan Bybelstudie doen, en as jy dan daar uitkom, is jy iemand anders. Dis die valse lering wat daar bestaan het. Dit was geoukei. Jong, daai pastoor, hy is so geestelik, jy moet sien as hy Bybelstudies doen en Bybelstudies gee, is fantasties. Maar die res van die week is hy 'n buffel. Jy wil nie met hom te doen hê nie. Jy wil nie met geld met hom werk nie. Ek het al baie in die besigheidswêreld daarmee te doen gehad. En mense het vir my al gesê, maar jy's dan 'n pastoor. Al die vorige pastore het ons verneek. Al die vorige pastore het altyd 'n storie aan hulle moet betaal. As hulle bouprojekte het of goed. Dit hoor mens gereeld. Jy moet nie by 'n pastoor 'n kar koop nie. Want die moeilikheid. Dis regte ou skelm. Dis daai ding van geestelik is hy 'n regtige geestelike man. Maar die praktyk kom nie daarby uit nie. Kan jy dit nie vat nie? Nou ja, dit is so. Ons is almal besig om geestelik te groei. Dit wat ons vandag bestudeer, wat ons bestudeer, voer ons nie 100%
uit nie, we press towards, ons groei daaraan, maar dit kan jou kind kan ook sien, as jy in opregtheid die woord probeer implementeer, deur die Heilige Gees. Dit kan jou kind sien, dit kan enige een sien. Ons praat van, waar daar 'n doktrine bestaan by jou, of by 'n groep, van jy kan geestelik wees. Spirit is good, matter is evil. Paulus spreek dit aan, in hoofstuk 1, vers 15 tot 20. Jy sal sien, dit is hoe fantasties daai credo is. Dis weer eens die credo. Hoe die Heilige Gees die eerste Christene daai credo laat saamstel het, formuleer het, omdat dit so baie dinge aanspreek. En daai credo sê byvoorbeeld, God het die hemel en die aarde geskape. Hoor jy, anders het hy net die hemel geskape, dan ons rondgewaai en rondgevloot, net geestelik. Maar die aarde geskape. Aarde wat onder fisiese wette geregeer en bestuur word. Aardsheid. As jy in die lug opspring, gaan jy nie al hoor en gaan op tot in Here se teenwoordigheid nie. Nee, as jy in die lug opspring, dan kom jy weer af grond toe. Die Here het ons aards gemaak en het ons hemels gemaak. Dit kan ons, ek wens ek kon dit vir u wys in die Hebreëse alfabet. Die Hebreëse alfabet is letters, party letters so gekonstrueer dat die alfabet letter vir jou, die Joodse Rabbi sê vir jou, dat jy en ek geestelike wesens sowel as aards is. Dat daai twee goed by mekaar moet uitkom. Die woordlering en die uitvoer daarvan. OK. Dis waarom hy sê, he must be worshipped in spirit and in truth. Want truth, emet, bring jy by alef uit, en dit beteken jou gesindheid en jou houding in jou omstandighede. Gees en waarheid. Goed, so, die eerste dwaallering was hierdie ding van geestelik, is wonderlik, en matter is evil. Die tweede ding, was daar die lering wat bestaan het, die valse lering wat bestaan het onder die Christene in Kolosse, en wat vandag ook bestaan onder Christene, is that you must follow certain ceremonies. Jy moet sekere seremonies deurgaan. Jy moet sekere rites deurgaan, rituals. En sekere restrictions. En de restrictions wat ons gevind, daar word baie keer in groepe restrictions oor kleredag geplaas. Terwyl die woord ons leer, en dat sal ons nog 'n studie daaroor doen. In Timoteus praat hy daaroor, en in Petrus praat hy oor dit. Timoteus sê Paulus spesifiek, modest, sy praat van clothing. En as hy praat oor hare, sê hy spesifiek, dit moet feministisch wees, vir die vrouens, né? Feminisme. OK. As dit enige afbreek daar doen, ek gee nou vir u breë riglyne, baie breë riglyne, né? Goed, so, onder die groep, deel van die Colossian heresy was gewees, jy moet sekere seremonies deurgaan, jy moet sekere rites deurgaan, jy moet sekere restrictions hê, in order to be saved. En die ander ding is, en dit vind ons vandag onder die baie Christengroepe, dat jy moet sekere Joodse feeste, jy sal sien, Paulus spreek het aan, jy moet sekere Joodse feeste moet jy ook nou vier.
dan is jy geestelik nie. Dan is jy nou eers baie geestelik. En dit kan dalk ietsie by jou redding voeg. En Paulus spreek dit aan. So hy spreek ceremonies, rituals, restrictions in order to be saved. Dan spreek hy verder ook aan sekere feeste. Nie sekere feeste nie, dat feeste adds to your salvation. Sekere Joodse feeste wat jy uitvoer. Paulus antwoord dit, ek gee vir jou elke keer 'n kort, baie kort antwoord. Paulus antwoord al hierdie goed wat ek nou genoem het, deur te sê die shadows, die skadubeelde, het geëindig toe Christus gekom het. Hy sê dit duidelik vir hulle. En dan verder slaan hy net weer die spyker op die kop. Hy sê, he is all you need to be saved. Jy het Christus nodig om gered te wees. Jy het Christus nodig om volkome te wees. Nie seremonies nie, nie al die ander goed nie. En hy spreek dit aan, ek gaan net vir die verse sê waar hy al hierdie goed aanspreek, die seremonies, die rites, die rituals, die restrictions en die Jewish feasts. In 2 vers 11, dat ek het vir julle lees, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in a putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Hy het dit gesê terwille van die Jode, wat deel was van die Christen, die nuwe Christen kerk, wat onder hulle het hulle gesê, jong, ja, dis goed so, maar weet jy gaan God eintlik plesier as jy jouself fisies laat circumcise, laat besny. En daar spreek Paulus dit aan. Hy sê nonsens. Dis nie so nie. En dan spreek hy dieselfde punte aan in 2 vers 16 tot 23 spreek hy dit ook aan. Ek gaan net vir julle lees. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of the things to come, but the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his selfish mind, and not holding the head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world are ye subject to ordinance? Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using, after the commandments and doctrines of men. En ons het vorige dinsdag aand het ons gekyk na the doctrines of men. Jesus het dit aangespreek en hy het dit gehaat. Want jy sien wat gebeur het in die Jodendom is besig, het nog altyd ook in die kerk gebeur. Iemand sê die Here het vir my gesê, as ek my hare se paadjie daai kant toe kom en nie hierdie kant toe kom nie, dan die Here is baie dit plesier die Here. Dan hoor die ander een het, dan begin almal hulle hare en hulle paadjies daai kant toe kom. En oor 'n paar jaar, dan raak dit Torah. As jy dit nie doen nie, as jy jou hare na die ander kant toe kom, dan begin dit 'n probleem raak. Dan word jy aangespreek daaroor. En ons het daai aand, jy kan gaan lees in Matteus 15 vers 9, waar hy praat van wat Paulus praat, waar die Here Jesus daarvan praat, dan sê hy, much religion is vain for this reason. As ons doctrines of men invoer, en dit word God's doctrine, dit word Torah, na tyd. En dan hoofstuk 3 vers 11,
spreek ook hierdie hele ding aan van die rites en die restrictions en so aan. 3 vers 11 sê hy, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Ok, wanneer ons die Bybelstudie begin doen, sal ons nou aandag gee aan daai goed. Ek probeer u net so 'n gevoel gee en 'n idee gee van die dinge is wat Paulus aanspreek. Die volgende hoofpunt, ons het nou eers gesê, dus daai ding van the spirit is good, matter is evil. Dit was die eerste punt. Toe die tweede punt het ons gesê, daar was sekere, hulle het gesê, jy moet sekere voorskrifte volg om gered te kan wees. Onder andere Joodse feeste bywoon, Joodse feeste volg en so aan en so aan. Dis die tweede ding gewees. Die derde ding wat ons nou na kyk is, wat Paulus in hierdie Colossian heresy aanspreek. Die derde ding is, one must deny the body and live in strict. Ek het nie klaar geskryf nie. In strict fastings of all sorts. Met ander woorde, asketisme. Jy weet wat is 'n askeet? Ek het gaan asketisme, dit beteken in die Afrikaanse boek, woordeboek, vroom, kluisenaar, afgesonder van die wêreld, onthouding, boetedoening. Sodat hierdie doktrine ingekom, dat jy moet sekere boetedoenings doen. Jy hoef nie net na Christus toe te gaan, omdat ons het gesê, die woord sê, hy is voldoende. Ek moet nie net na hom toe gaan en vergifnis kry by hom, vergifnis vra, gewas word met sy bloed en gerein word, en jy moet nog ander goed ook doen. En ons doen dit vir onsself, ons doen dit baie keer, straf ons onsself. Dit is sê, goed, jy het nou vir Here se gesê, is jammer, en daar is nou sekere gevolge van jou verkeerde keuses wat jy gemaak het, en wat jy jouself oor die kop slaan, en oor die kop slaan, en oor die kop slaan, en jou straf, en jou net bietjie geesel. Terwyl Christus al lank al jou vergewe het. En verder, onthou Christus Jesus het gesê, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ek het op 'n stadium 'n studie gedoen oor kloosters en daai tyd in die middeleeue, toe gelowiges kloosters toe gegaan het. Want die doktrine wat daar het rondgegaan het is, die wêreld kontamineer jou so, jy moet nie naby die wêreld kom nie. Jy moet jouself afsonder van al hierdie sondige mense, met hulle sondige keuses en hulle opstandigheid. Want Christus het jou nog gered, so die manier hoe jy jouself nou skoon hou daarvan, is om jou fisies weg te doen met die wêreld. Terwyl Christus het gesê, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. God se plan met sy kerk, is dat sy kerk binne die wêreld woon, maar nie soos die wêreld word nie. En daar was 'n dwaallering gewees daar wat gesê het, daar's nie 'n manier hoe jy dit kan doen nie. Jy moet jouself afsonder en ver uit die gemeenskap uitkom en jou afsonder. Want weet jy wie vat jy saam met jouself? Want daai mense, mense in die kloosters, hulle het hulle self daan gevat. Op die ouene was die probleem sonde in jou eie lewe. Dit was die probleem. Goed, en hy spreek hierdie asketisme aan in hoofstuk 2, vers 20 tot 23. Ek het dit basies nou gelees met die vorige ene ook. Kom ek lees dit maar net weer vir u. Hy sê, wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world are ye subject to ordinances? Ja, dis hoofstuk 2 vers 20 tot 23. Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with using, after the commandments and doctrines of men, which things have indeed a show of wisdom, in willful worship and humility,
and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Soos hy sê nou in vers 23, Paulus sê daar, hy spreek het aan, hy sê daar's 'n vangplek in hierdie goed, want hy sê daar in vers 23, which things have indeed a show of wisdom. A show of wisdom. Daarom vang dit Christene maklik, mense maklik sê, jy moet dit doen, nee, jy moet dit bydoen, nee, jy het dit nodig, jy moet so lyk, dan ben jy guns by die Here. Alles moet vanuit 'n verhouding met hom kom. Right. Die 1, 2, 3, die vierde ding, die vierde element van the Colossian heresy. Nou jy kan sien, al hierdie goed wat tot nou toe gekom het, kom uit hierdie goed uit. Ek het dit nou nie hier vir u geïdentifiseer nie. Ok, soos ek gesê het, hierdie is die groot opskrifte, en wat ek nou vir u met u gedoen het, is ek spreek van hierdie goeders aan. Ok, so, die vierde ding is, die vierde dwaallering wat ingekom het is, angels must be worshipped. En as jy na die boekrakke gaan kyk, in die Christen boekwinkels vandag, word daar magdom geskryf oor engele, en hoe jy jou engel moet identifiseer, en allerhande sulke goed binne onder die Christen vaandel. Wat presies daai tyd aan die gang was. Jy en ek het niks met engele te doen nie. Niks met engele te doen nie. Jy en ek het met Christus Jesus te doen. En daar's 'n sterk lering onder die Christenkerk vandag oor engele. Nou ja, hulle het hulle werk, die woord sê dit duidelik. Ek praat van om 'n fokus daarop te plaas en mense raak meer bewus van engele en demone as dat Christus volkome, voldoende en supreme is, soewerein is. Ok, hoofstuk 2 vers 18. O, jette, gee. Wil jy gou my Amplified Bybel? Hy lê bo op my tafel. Ek wil graag vir jou die Amplified Bybel lees. Ek lees die goed so, en dan kyk na wat die inhoud is daarvan, en kyk na wat die vertaling sê, en dan dit sê dit vir my nogal baie duidelik hierso. Kom ek lees dit hier vir in hoofstuk 2 vers 18. Let no one defraud you by acting as an umpire and declaring you unworthy and disqualifying you for the prize, insisting on self-abasement and worship of angels, taking his stand on visions he claimed he has seen, vainly puffed up by his sensuous notions and inflated by his unspiritual thoughts and fleshly conceit. So die hele inhoud van dit wat Paulus daar aanspreek is nie net die aanbidding van engele nie, maar mense wat sê, die Here het vir my gesê, en die Here het aan my verskyn, en die Here het dit vir my gesê, en die Here het gesê, ons moet nou so maak, en die Here het gesê, ons moet so maak, en dan word dit 'n doktrine, en as jy dan nie so maak nie, is jy nie geestelik nie. En as daar 'n probleem met jou verhouding met die Here. Ek gaan dit weer vir julle lees, want dit is hoe dit in die oorspronklike taal staan, dis waarom ek gesê het, ek gaan hierdie lees. Let no one defraud you by acting as an umpire and declaring you unworthy and disqualifying you for the prize. Om die bruid te wees. Insisting on self-abasement and worship of angels, taking his stand on visions he claims he has seen, vainly puffed up by his sensuous notions and inflated by his unspiritual thoughts and fleshly conceit. Hoor ons Afrikanertjies wat sê, kan jy dalk ons net sê wat jy gehoor het ook hier?
Ok, 2 vers 18. Sy is 'n Engelse hoërskooljuffrou, sy sal vir ons dit baie mooi verduidelik, vers 18. Hy sê, laat niemand jou mislei deur 'n umpire te wees. Moenie laat iemand na jou toe kom en 'n skeieregter kom wees oor jou lewe en sê jy word gediskwalifiseer of jy's onwaardig. Onwaardig om in die bruid van Jesus Christus te wees. En sê dat jy jouself, dat jou waardigheid lê daarin dat jy jouself moet verneder. Dit kom by daai askesisme in waarvan John gepraat het. Jouself moet verneder en engele moet aanbid. En die ou wat dit sê dit op grond van die feit dat hy sê hy het 'n visie gehad van die Here wat sê dat jy hierdie goed moet doen. So he takes his stand on the ground of the fact that he had a vision. But that he claims he has seen. En dan sê hy verder, maar net die ou is opgepop in sy eie hoorie. Ok. Ek weet Kolossense 2 vers 16 tot 23, het ek ook eintlik moes ek vir julle hier uitgelees het. Wat ons net nog gekyk het na die voorskrifte en seremonies en Joodse feeste en goed. Ekskuus dat ek nou teruggaan, maar kom ons gaan net. Ek wil net graag vir julle lees hier uit die Amplified Bible uit hoofstuk 2 vers 16 tot 23. Het jy gesien, het ek net nog gesê, spreek Paulus hierdie ding aan van ceremonies, rituals, restrictions, clothing, Jewish feast, kan jy onthou? Toe het ek vir julle gesê, hoofstuk 2 vers 11, hoofstuk 2 vers 16 tot 23 en hoofstuk 3 vers 11. Dan kom ek lees uit vir julle hoofstuk 2 vers 16 tot 23. Therefore, let no one sit in judgment on you in matters of food and drink, or with regard to a feast day, or a new moon, or a Sabbath. Such things are only the shadow of things that are to come, and they have only a symbolic value, but the reality, the substance, the solid fact of what is foreshadowed, the body of it belongs to Christ. Dan sê, let no one defraud you by acting as an umpire, presies wat Gisela nou gelees het. Kom ek gaan dan daaroor, vers 19, and not holding fast to the head, hoofletters, from whom the entire body, supplied and knit together by means of its joints and ligaments, grows with the growth that is from God. If then ye have died with Christ to material ways of looking at things, and if escaped from the world's crude and elemental notions and teachings of externalism, why do you live as if you still belong to the world? No, I say so. I say you have escaped from the world's crude and elemental notions and teachings of externalisme. Nou, wat is externalisme? Dit is self-centeredness. Die wêreldse manier is selfgesentreerd. Ok. Hy sê, julle nou daarvan ontsnap. So moet nou nie weer verval en sê, jy moet sekere goed bydoen en sekere goed aansit en sekere goed volg. Nee, want dit bevorder weer dat jy weer na jouself kyk of jy voldoen aan die standaarde. Terwyl hy sê, julle het ons nou vrygekom daarvan in vers 20. Ok. Die volgende deel van die Colossian heresy, die volgende punt, hoofpunt. Daar het 'n doktrine ingekom dat Christus nie mens en God kon gewees het nie. En Paulus spreek dit aan, weer eens, deur die credo, en hoofstuk 2, vers 2 en 3. Dat kortliks weet ons, Christus is God in die vlees, hy is die ewige ene, hy is die hoof van die liggaam, ok, so hy is beide mens en God.
Right, die volgende hoofpunt, ek wil nou nie onnodig lang staan by goed nie. Die volgende punt van wat deel was van die dwaalleer wat ingekom het, wat ek net van genoem het is, one must obtain secret knowledge. Die oomblik as ek vir u Bybelstudie en ek sê vir u, hierdie inligting moet u hê om verder te kan aangaan. Dis nie korrek nie. OK, jy kan aangaan met Christus. As jy op Christus fokus. Alright. Alright, laat ek die hele storie lees. One must obtain secret knowledge in order to be saved or perfected. And, alright, en gewoonlik word daar gesê, and this is not available to everyone. So, daar was 'n dwaallering wat gesê het, jy het geheime inligting nodig, inligting wat nie aan almal beskikbaar is nie, om die bruid of die wegraping te kan maak. Dis 'n leuen. Dis 'n valse lering. Paulus spreek dit aan in 2 vers 2, sê hy, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father and of Christ. So hy sê, die mystery, of die geheim, wat jy en ek moet weet is, dat Christus die antwoord is. Christus Jesus is die mystery, en hy is die antwoord. Hy is die secret knowledge, as mens dit so kan sê. Wat geopenbaar is. So daar's geen geheime, wat nie geopenbaar is, wat jy moet hê, sodat jy die wegraping kan maak nie. Hoor jy wat ek sê? So alles wat u moet weet, om die wegraping te kan maak, om die bruid te kan maak, om God se gunst te hê, is reeds geopenbaar deur Christus, en in die woord. Die volgende punt van hierdie Colossian heresy is, one must adhere to human wisdom and tradition. Ek gaan net vir u verwys, ek gaan dit nie lees nie, 2 vers 4, 2 vers 8 tot 10, en hoofstuk 3, vers 15 tot 17. Die bruid van Jesus Christus volg Christus as die ultimate authority. Punt. Jy het nie bietjie sielkunde by nodig, 'n bietjie dit by nodig, 'n bietjie van die, 'n bietjie van daai, bietjie so maak, bietjie nie so maak nie. OK? Die volgende hoofpunt is, it is an even better to combine aspects of several religions. Met ander woorde, 'n gesonde doktrine, en dit is die teologiese siening van vandag. Die teologiese siening van vandag is 'n holistiese siening. Dit klink baie wetenskaplik nou. 'n Holistiese siening. Bring iets uit boeddhisme uit, iets uit hindoeïsme uit, iets uit die islam uit, iets uit die Christendom uit. Dit is holisties, dan is dit verskriklik wetenskaplik wat ons nou sê. Maar dit is absoluut onbybels. En ons moet nou nie vasval nie. Ek het al baie Christene gehoor sê, touch wood, dit het nog nie met my gebeur nie. Touch wood. Dis mos 'n heidensinning daai. Wat jy nou invoer in jou Christen godsdiens. Ek het nog iets hier neergeskryf. Ek het al gehoor van Christene wat sê, mense wat sê hulle is Christene, ek glo in karma. Nou gaan iemand vir my sê, ek glo in karma. Toe sê ek hoor hierso, weet jy waar kom karma vandaan? Karma kom uit die woord uit. Wat jy saai, maai jy. Dit is nie 'n boeddhistiese, hindoeïstiese term nie, karma nie. Dit kom van die woord af. Ek het mense wat al vir my gesê het,
Ek glo nie in die woord nie, maar wat jy saai, wat jy saai, wat jy aan ander doen, sal aan jou teruggedoen word. Dit is so, wat kom uit die woord uit. En so kan ons self geloofies in die Christendom, wat mense bymekaar maak, wat hulle hier gaan leen het, en daar gaan leen het, en daar gaan leen het, en dan dink hulle holistiese siening, is nou baie smart. Maar dit is 'n dwaallering. Dit is dwaal, om te dwaal. Want, hoofstuk 2 vers 10 het ons nou al gesien, vorm die sleutel verse in Paulus geskrywe, vers 9 en vers 10, wat sê, For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power. Jy het net in Christus, het jy alles wat jy nodig het. In Christus is jy volkome kind van God. Ons hoef nie te gaan leen uit ander godsdienste. Of ons mag nie gaan leen, eerder so sê. Right, die volgende en die laaste punt, wat ingekom het in die Christenkerk, there is nothing wrong with immorality. En dit seevier in die Christenkerk. Dit seevier. En dit kan ons sien, dit kom duidelik uit, onder andere die uit die heidendom uit, van die jeug wat saam slaap, saam bly, saam woon. Hoe kan mens dit nou nog sê? Buiteegtelike seks het. As jy Jesus Christus dien, ek en jy, is daai goed absolute nee. Dit klink verskriklik om dit in 'n kerk te sê. Ek kan nie verskeie mense noem. Jong mense wat vir jou sal vertel, binne die jeug van die Christenkerk, van daar oor en weer geslaapery plaas. Ek wil nie sê met goedkeuring nie, maar die leierskap dra kennis daarvan. En waar mense in die kerk sit, en nie getroud is nie, maar saam bly, saam woon. Dit word toegelaat. En dit vorm deel van die Colossian heresy. En ek kan die spanning voel, as ek hierdie goed van praat, want dit het deesdae ingekruip, en dit word deesdae, kry Christen stempeltjie op. Right, kan ek net met u nog 1 of 2 goedjies deel? Ek wil vir u uit 'n kommentaar 'n aanhaling lees, met so 'n lange aanhaling die. We should not let our hunger for a more fulfilled Christian, for a more fulfilling Christian experience cause us to trust in a teacher or a group or a system of thought more than in Christ. Laat ek dit vir u weer lees. We should not let our hunger for a more fulfilling Christian experience cause us to trust in a teacher or a group or a system of thought more than in Christ. Die oomblik as u iemand wat u die woorde lees, soos ek, of enige een, waar mense goed kwyt raak wat nie in die woord is nie, maar net dinkbaar
uit so 'n verhouding met die Here, dit is seker raai. Want jy sien, as die vyand ons nie kan vang, omdat ons, hoe sal my so sê, as hy ons nie kan vang aan die een kant nie, dan wil hy jou en my vang op ons opregtheid, om nader aan die Here te kom. Dan kom daar doktrines oor ons pad, of teachers oor ons pad, en dink ons, dit gaan my nader aan die Here bring, en dan word daar goed kwyt, wat sê mens, daar word goed kwyt geraak, wat jy agterkom en weet, is nie die woord nie, maar omdat dit die teacher is, en hy claim dat hy nader aan die Here is, volg jy het maar. Ek sal graag wil voorstel dat u vir volgende week, of vir die volgende teaching, Kolossense 1 vers 1 tot 14 ten minste lees, by die huis. Nou wil ek net afsluit om vir u dit te sê. Christus is God, is Jesus, is Yeshua, is Judai-Wohai, is die woord, is all sufficient. Ek gaan dit nou in Engels sê, want dan dink ons lank meer. Is all sufficient, is all powerful, is all knowledge, is everywhere, is sovereign. Enige doktrine, wat ek nou gesê het alles, iets toevoeg, of iets wegvat, is 'n doktrine wat u nie nodig het. Enigiets van dit wat ek gesê het, aantas. Dis waaroor die boek van Kolossense gaan. En dit is wat Paulus gaan aanspreek. En met al hierdie dinge wat Epafras met hom gaan deel het in Rome, en vir hom gesê het, broer, hierdie dinge kom in, en hierdie ding kom in, en hierdie ding is besig om in die kerk aan te kom, toe sê Paulus, goed, ek gaan een brief opstel, en gaan ek al hierdie dinge aanspreek. Hierdie goed. Dan spreek ons dit aan, Epafras, dat die Christene weet, wat is die veiligste, en die korrekste. En toe skryf hy die brief van Kolossense. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, U is die hoof van die kerk. U is die enige en die enigste bemiddelaar tussen ons en die Vader. U is die lam wat geslag is vir die wêreld. U wil is dat elkeen gered sal word. U gee vir ons in u woord alles wat ons nodig het, tot heiligmaking en om gereed te wees vir die wegraping. En ons sê vir u dankie, dat u woord sê, u gees is die gees van waarheid, en dat ons elkeen u gees van waarheid binne in ons het. Werk in ons en deur ons, dat ons die stem van u gees sal onderskei en sal volg. Terwyl daar besig is om verskeie winde van doktrines oor hierdie planeet te waai, en hoogstwaarskynlik nog baie tipes doktrines en winde die kerk gaan tref. Gee ons oë en onderskeiding om duidelik die stem van die herder te onderskei en te volg in die midde van die storms wat woed. Help my, Here Jesus, om te fokus op u woord te bepeins, te omhels, te memoriseer,
te koester, sodat ek gereed kan wees in hierdie stryd waarin ons gewikkeld is. In Jesus se naam. Amen.